Bybel sê dit James. Nou my naam is Nico, of jy moet Engels of Afrikaans skryf en bly Nico. So ek verstaan dit nie. En is Isak in die Afrikaanse Bybel, maar in Engels is Isaac. So ek verstaan ook nie hoekom die name verander nie, maar dit is hoe dit is. Ek was hierdie week, was ek redelik besig gewees, en almal van ons is besig op hulle maniere wat hulle moet doen. En elkeen het maar sekere, kom ek sê, challenges wat jy moet oorbrug in die week. En die laaste 3 dae was ons besig met 'n RBO. Wie van julle weet wat so 'n RBO? Ek sê spesifiek dit, want as jy dit gedoen het, sou jy geweet het waarvoor RBO staan. En ek toets nie kennis nie, dit is net baie interessant. RBO staan vir a relationship building by objective. Dis waaroor dit gaan. So ek is nou al die jare wat ek besig is met die vakbond, en ek is nog altyd tot nou toe is ek nog besig met die vakbond, en die van die wat met hulle werk, sal agterkom, jy het grys hare nodig om hulle te werk. En dit is baie moeilik met dit. En ons het op 'n stadium gekom waar ons nie meer met mekaar praat. So dit is, ons het verwys na dit suur geword, ons verhouding. En daar sekere aspekte wat jy nou moet adresseer. So 3 dae, van die oggend tot die aand tot laat sit jy en jy probeer analiseer, waar kom jy, wat maak jy? So die vakbond kom en hy wil put some demands on the table, and they might say, well, these are the things about management that I don't like. And management will come and says, no, okay, but there's a lot of things that I don't like about you. Things like about mutual trust. We don't trust each other. I don't trust you as a union, or whatever it is. So those are the things that you put on the table. And then you've got a senior commissioner sitting there trying to bring us together, closer to each other. And then at the end of the day, you go away with some form of agreement how you will address these issues. En terwyl ek hierdie goeders doen, kom dit by my. Ek wonder hoe dit sal wees as u en ek moet sê, Here, ek wil graag 'n relationship hê met objective met u. En dan kom u en ek en ons sit voor die Here. Wat gaan u vir die Here sê? Wat hy nie reg doen? Wat gaan u vir ons sê? Here, pastoor het dit genoem die volgende. Mens weet nie hoekom mense afsterwe nie. Here, hoekom het u hierdie geliefde geneem? Of wat gaan? U weet mos hoe ek met daai persoon. Hoe laat ek dit doen? Ek volg nie mos. Of Here, ek het hierdie geld nodig. U sien hoe ek sukkel. Ek weet jy kan net 'n woord spreek en dit val hier uit die dak uit. En die geld is daar. Maar u laat my voortgaan en sukkel. Maar sien ons vergeet waar die Here sê, ek sal jou nooit vergeet en jou nooit verlaat. Ons vergeet dit. En nou kom ons. En nou het ek my gesê wat ek vir hom sê, Here, want ons weet, hy is perfek. As geen ding wat hy nie doen, volgens die plan wat ons oorgesê het. Sy plan is perfek. Van die begin af, 100% uitgewerk. Nou wonder ek, as ek voor die Here staan, wat gaan hy vir my sê, wat ek moet doen? Gaan ek dit doen? Gaan ek? As hy vir my sê, hoor jy, daar is ietsie hier, wat nie reg is. Jy sien, ek onthou, jare terug, het ons dominee met wie ek groot geword, het gepraat, hy het altyd gesê, hy het gesê oor die dingetjie wat nou boot het. Dis die ding. Is daar iets wat u en ek miskien nou, wat die Here sal sê, nee, want jy weet ons daai ding is nie reg. Nou, as ons gaan kom by vanoggend se boodskap, kom ons kyk hoe hierdie ou werk, tegnologie, hy werk. Hy sê, perfected in Christ. So dis die tema van vanoggend se diens. Nou wil ek vir u sê, is baie bevoorreg dat u hier is vanmôre. So die diens is nie baie lank nie, so jy hoef nie te slaap nie. Ek sit my brille op. Ek kan nie sien sonder die brille af, maar ek kan net nie sien of jy hier oor toe. So dis hoekom ek dit opbou. Ek wil net sien dat jy nie slaap vanoggend. So die tema sê vir perfected in Christ. So hierdie boodskap wat ek vanoggend bring ek nie vir 'n Sondag. Kyk, ek wil hê jy moet dit besef, want dit is absoluut belangrik dat jy my volg in terme van wat die woord sê. Want ek wil nie
nie die een wees wat nie in die war bring. Want ek sal voor die Here staan eendag as ek iets sê wat nie reg is. So ek praat vanoggend met weergebore kinders van die Here. En ek glo almal van die wat vanoggend hier is gewas in die bloed van Jesus. En is 'n kind van die Here. So iemand met daai gesindheid luister na die boodskap vanoggend. Perfected in Christ. Jy het al gehoor dat mense sê, ag, we are all sinners, right? We all. Ons is maar almal sondaars. Dis wat die mense sê. So jy label 'n persoon. So dis verkeerd. Absoluut. Dis nie wat dit is nie. Het jy al gehoor, ons het al ek het al gesien, myself, met kinders. Dan praat jy dan langs die rugbyveld, dan hoor jy die pa sê, ja, hierdie seun van my, ja, hy's al maar 'n bal en 'n bees op die veld. Gaan kyk. Hy het nie so op die veld. Want my pa het gesê ek is 'n bees, so nou hardloop hy, nou is ek 'n bees. So as iemand vir jy sê ek is maar jy's maar net 'n ou sonde, dan tree ek nou maar op soos 'n sondaar. So wat ek doen is oukei. Want ek is mos nou 'n sondaar. En dis nie wat dit is. En dis wat u en ek moet verstaan vanmôre. Dat ons is nie maar net sondaars. Ons is gewas in die bloed van Jesus. Maar nou kom die proses waar ons praat van perfected in Christ. Nou is dit waar die perd kom en hy kap af. En hierdie proses dat ek lyk soos 'n perd op die oude vriend. Wat verwag die Here van u om te lyk soos hy? Amen. Maar die oomblik toe hy my siel gered het, lyk ek nie onmiddellik soos hy. Ek sê altyd vir die mense in die straat, sê ek vir hulle, as hy my, daai oomblik wat ek vir hom sê, Here, 1 Johannes 1:9, if I confess my sins, He's truthful and just to forgive me all my sins and purify me of all unrighteousness. Dis wat hy doen. Hy doen dit, want hy sê hy doen dit. Maar wat is my werk? My werk is dan, as I walk like this, I do a 180-degree turn. I don't do the things that I'm used to do before. Because now I walk with Him. Okay, so dis die verskil, daai 180 grade draai van die dinge wat ek voorheen gedoen het. Daar is nog bietjies wat ek nie sou doen, wat ek moet afkry. Daai afkap van wat nie soos 'n perd lyk nie, maar dis 'n proses to be perfected in Christ. En as ons gaan kyk na wat Genesis vir ons sê, en ek gaan daar begin. Genesis 6 vers 5 en 6. Kom ons kyk, hier is die Here aan die praat. Moses skryf dit. Hy sê, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd weer net sleg was, het hy die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil, continually. So ongelooflike woord. Continually beteken aanhoudend. And it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. Dis wat ons lees in Genesis. Kom 1 Johannes 3 vers 9. Kyk maar net elke keer om te sien wat hy dra. En hy sê elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Nou sien jy wat sê Johannes. Hy sê omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Whosoever is born of God, nou hier is die King James, do not, dis eintlik wat hy sê, commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Ek hou van wat Schofield vir ons sê. Hy sê dit vir my in 'n baie, kom ek sê, meer verstaanbare manier, vir u en vir my. Hy sê, no one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him,
he cannot go on sinning. En hierdie is baie kere word dit misverstaan. It sometimes is often misunderstood by people. En dit bring my toe na die eindelike aspek van dit wat ons sê. The Bible does not teach sinless perfection in life. Die Bybel mooi volg wat ek sê is. Yet, daar's iets anders wat die Bybel vir u en vir my leer. Does call believers to holiness and maturity. En dis daai proses wat ons van doen. So al twee van hierdie aspekte moet by mekaar gebring word in terme van wat die woord ons leer. Wat die vers nie beteken nie. Hierdie vers dat die Christen hoegenaamd nooit sondig nie. Jy moet hoor wat ek sê in terme van dit. Hierdie sê ek nie jy moet sondig. Maar die woord wat Johannes daar sê, hy sê nie dat die mens nooit sondig nie. En dat hy sondelose volmaaktheid in die lewe bereik het nie. Wat sê hy? En dieselfde Johannes, het Johannes 1 geskryf, 1 Johannes. Wat sê hy? In Johannes 1 vers 8, wat sê hy? Hy sê, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. Maar dan gaan hy na die volgende hoofstuk. 1 Johannes 2 vers 1, hy sê, if any man sin, we have an advocate with the Father. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Hoekom sê hy dit? Jy sien, as daai glipsie kom, weet ek wonderlik. En dit gaan oor, wat is my verhouding met die Here? Maar ons bly sê, dit wat ek gedoen het, wat nie reg is, hoort nie by 'n kind van die Here. Dit is baie belangrik, dat jy dit volg, in die konteks. Jy sien wat because the scripture of the word cannot contradict itself. Hoekom sê ek so? Want dieselfde Johannes, wat 1 Johannes 3 vers 9, wat die eerste is wat ek geskryf het, hierdie 1 Johannes 1 vers 8, en 1 Johannes 2 vers 1, is dieselfde. So hy kom voor, en dan praat hy van wat het is. When John says, do not commit sin, in 1 Johannes 3 vers 9, he's speaking of continuously. He's speaking about habitual, die gewoonte om sonde te doen. And he's speaking about willfulness, sin as a lifestyle. Dit hoort nie. Kom ek gee vir julle 'n example in hierdie. En ek gee dit rondom 'n persoon wat drink. Someone who likes his drinks. Right. Hy sal vir my sê, okay, ag maar Paulus sê mos. Hy sê mos vir Timoteus, drink maar 'n bietjie wyn vir die ongesteldheid van die maag. Dis mos wat hy sê, so daar's niks fout nie. So nou kan ek maar gaan drink. Dis okay. Ek sien die manne wat hulle bier drink. Ek sien daar's ongesteldheid in die maag. Ek sien ja. Jy verstaan wat ek sê. So okay, ag, ou een glasie is okay. As dit van daar nie. Maar dieselfde woord in Spreuke sê, hy sê, kyk nie na die wyn, maar sy rooi agterige. Sy glinstering, dis wat hy sê. Hy sê, hy gly so glad af na binne. Hy sê, maar op die oond van die dag, buite hy, soos 'n slaap. Hy sê, en hy spieg gif, soos 'n basilis. Weet jy wat 'n basilis? Hoe van die weet? Dis 'n adder. Dis wat hy sê, die woord. So, nou kom ons van Paulus. Paulus sê, you must be renewed in your mind. Wat bedoel hy daarby? Totale 180 grade omdraai. Ek doen dit nie meer. Dit wat ek gedoen het. En
En 'n verdere voorbeeld rondom die ou een glas. Want die ou een glas gaan my niks maak nie. Dit is okay. So, ek steel nie 100.000 rand, maar ek steel net 1.000. Dis okay. Ek het al nie 100.000, ek het nie 1.000. Dis okay. Verstaan jy, dis die verskil in terme van dit. Die ander ene is jou onderlinge byeenkoms. Ons gaan kyk na Hebreërs 10, vers 25 en 26. Hy sê, laat ons nie die onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Ek gehoor wat ek gesê het, dat as ek 'n kind van die Here is sonde nie 'n gewoonte. Dit moet nie 'n gewoonte in my wees nie. Wat sê vers 26? Hy sê, want as ons openlik sonde, nadat ons die kennis, ek weet wat dit is, ek het die kennis waardig gedoen. Hy sê, dan is daar geen offer vir die sondes. What are we saying? The fact that Jesus died on the cross means nothing to you. Dis wat hy sê. En dis wat hy versie sê, hier in terme van dit. Nou, 'n cleaner sentence vir 1 Johannes 3 vers 9. En asseblief nou nie dat ek herskryf die Bybel nie, ek kan nie. Die woord is wat hy is. When I say cleaner, is a more descriptive way of understanding what John is trying to say to you. Whoever is born of God does not continue in sin as settled pattern of life. Dis wat hy sê. Omdat, hoekom? Because his seed is in him. Dis die verskil. Hierdie saad verwys na die goddelikheid van hom wat in my is. Die Heilige Gees wat hy geskep het vir u en vir my, wat heilig is, wat binne in u en my opereer, en die nuwe natuur wat hy vir my gegee het. Paul sê, I'm a new creation. I'm no longer a son of Adam. I'm a son of God. I'm a new creation. Because God's life remains in the believer, sin no longer feels natural. Conviction follows failure. Jy sien wat nou gebeur is. Die oomblik as ek oor die tou geval, dan kom daar oortuiging. Daai wat hoor jy. Die Heilige Gees my dat hoor jy. Hey, wat het ek gedoen in die lewe? Hy verwys na die Gees met my Gees. Hulle boks. As dit te hore kom, dan kom repentance. Become the normal, or the normal response. Onmiddellik, Here, ek het berou dit wat ek gedoen het. Koning Dawid in Psalm 51, die berou wat hy gedoen het. Dit wat hy gedoen het met Matse, is daar berou wat gevolg. A believer may fall into sin, but cannot rest comfortably in it. He cannot sin, said I verse. How to understand this? He cannot sin. This means he cannot sin freely, comfortably, and habitually. Dis uit 'n gewoonte, hy kan nie meer dit doen nie. Daar oomblik wat ek daar 180 grade draai gemaak het, my mind is renewed, ek skryf af, ek doen dit nie meer. Ek het 'n fokus om volmaak te word, soos hy kom. Dis wat my fokus is. And you cannot make peace with sin anymore. Why? Because you've been born out of God. Your desires. En ek weet Pastor Tersa weet nie eens wat ek preek vir nie. Wat nie? Ons lees. Sy is nie wat ek praat hierdie week wat verby is. Ek weet nie hoe nie. Ek begaan af het. Maar ons sing daai lied, daai kragtige lied. What is my desire? Vanoggend. My desires change because I'm born out of God. Direction, my rigting change. Daar 180 grade draai wat ek gedoen het. Ek doen dit nie meer. Ek doen nou net wat hy wil doen.
And my identity changed. I'm a newborn. I'm a newborn. Dis soos 'n vis. 'n Vis kan net vir 'n oomblik uit die water uit. As hy te lank buite is, sterf hy. Dieselfde met die mens. As u en ek te lank in die water is, sterf ons. Ons moet terugkom op die land om te oorleef. Dis waaroor dit gaan. Nou kom ons by die woord vir ons leer. Striving forward to perfection. This is a biblical balance in your and my life. Die streven na volmaakting. Want die scripture successfully and constantly teaches us progressive sanctification, progressieve heiligmaking in u en my. Not instant perfection. As jy kan onthou die verhaal van koning Dawid. Toe Saul hom gesalf het as koning. Terwyl Saul daar voor hom gestaan het die Here onmiddellik sy spiere afgeneem. Sonder 'n jump. Die woord is sommer soms Nee. Hy het net so terug omgedraai, teruggegaan na die skaap. En daarna het hy die leeu en die beer geveg. Want hoekom? Hy is oorskadu met die Heilige Gees. God het hom dit voorsien. Want dit wat hy het, onmiddellik het hy verander. Van daai oomblik. En dis wat dit is. Matteus 5 vers 48 sê, oeps, niks. Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. As ons gaan kyk na die volgende slide, hy wys vir u daardie proses van maturity. Van die maturity tot maturity. Van jou babatjie wat melk gebruik tot 'n volwasse man. Dis die proses. Die oomblik wat die Here my siel gered het, van daar af begin die proses met hom. Daai verhouding wat ek met hom het, om te groei tot die van 'n volwasse man of 'n volwassene. Kyk na hierdie. Paulus sê vir ons daar in 1 Korintiërs 1 en 2. Hy praat met die Korintiërs. Gaan lees 1 Korintiërs in die begin. Net vir wie skryf hy dit? Aan die geheiligdes. Dis wat aan wie hy skryf. In Christus Jesus. Hy sê dit. So hoe sê hy vir hulle maar, hulle is so babies. Ek moet julle nog melk gee. I'm feeding you with milk. That you are supposed to be at a different, another level. But I'm still struggling with you. You need to grow. This is what Paul is writing and saying. Dink aan die disciples, toe die Here Jesus hulle geroep het. Ek dink altyd aan hulle. Ek dink hulle was rowwe mense. Dis maar my opinie. Ek het niks in die skrif wat dit bewys. So dis ek wat dit voel. So jy sien, ek staan die kant van die kant. Ek dink op Petrus. As hy jou so backhand sou gegee het, sou hy dit doen. Ek dink hy was. Ek weet nie, ek kan maar self dink. Hoe was hy van net daaronder? Die Here het hulle. Petrus tot op die eind. Net voor die Here Jesus gekruisig is, verloor hom. Hy het 'n pad met die Here Jesus gestaan. Hy verloor hom nog steeds. Wat sê die Here Jesus vir hulle? Haal hulle. Hy sê julle moet wag. Julle is nog nie reg nie. Totdat julle toe is. Uit die hoofd. Jy sien, daar's nog 'n proses van plaas. Totdat julle reg is vir my. Totdat ek jou kan gebruik. Is daar 'n proses wat plaasvind. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Hierdie volgende gaan ek maar net vir julle lees. En jy kan dit saam met my lees.
Hebreërs 12 vers 1 en 2, hy sê, daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat van die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dis wat hy sê. Hy gaan in Hebreërs 6 vers 1 verder, hy sê, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. En dan Efesiërs 4 vers 13, waar hy sê, jy kan sien die boompie wat ek gee, van klein tot volgroeide boompie, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature, or the stature of the fullness of Christ. En dan die laaste ene wat ek graag vir julle lees, is 1 Johannes 1 vers 7. Dieselfde Johannes, net voor 1 Johannes 3 vers 9. Hy sê, maar as ons in die lig wandel, gewaarsku, binne hy het gesê, daar is 'n voorspraak vir jou en vir my, by hom. Hy sê, maar as ons kom, en ons sê, ons wandel in die lig, soos hy in die lig, en ons het gemeenskap met hom, want jy sien, ek en jy kan nie gemeenskap met hom hê, as ek in die duisternis wandel, want hy het, uit die duisternis, het hy die lig aan. Dis wat hy gedoen. So as ek gemeenskap met hom het, wandel ek nie, sondig ek nie. Sien, dis die verskil. Hy sê, en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Want dis waardeur ek moet, die bloed van Jesus. En as ek gewas is, en ek het gemeenskap, stap ek in die lig. It's a process. What does perfection mean for you and me? It means wholeness. Wholeness. Healing in een my. Ek gaat nie, wat een ek gehad het in die lewe, is nou gevul, of word gevul. Maturity, volwassenheid. Undivided devotion, onverdeelde toewyding. What is my desire for you? A clean heart, vol God, a rein hart. Ek sluit af. Verlede week, en ek wil vir jy sê hoe hierdie diens na vore gekom het. Verlede week, ek die oggend, by my oggendstilte tyd, en die Here het iets op my hart geleen, om met jy te deel voor die diens. Jy kan onthou, ek dink ek het met jy gepraat oor hoop en steun. En dit is wat ek op die ouwe, maar ek het iets gelees daarover in Filippense. En pastoor haal dit aan in die diens, sonder dat een van ons met mekaar gepraat het. En hy praat van Paulus. En wat hy sê van Paulus, spesifiek wat ek nou met u gaan herhaal. En ek sê vir hom na die diens buiten, ek sê vir hom dat is baie slegs. Hy praat oor dit en ek het Here, asof Here dit op my hart gelet om dit te deel met u. En omdat hy die erns van die saak ken en besef, onmiddellik sê vir my, maar preek daaroor. Onmiddellik.
Jy sien, en dis die belangrikheid, dis hoe die Here werk. En dit gaan, en jy kan onthou wat hy gesê het, hy het gepraat van Paulus. Paulus skryf daar in Filippense 3. Hy sê, ek is besny op die 8ste dag. Jy sien, dis wetlik wat hulle gesê. Hy sê, I am an Israel. Ek is 'n Israeliet. Ek is uit Israel. Uit die stam van Benjamin. Weet jy, julle vriende, ek het weer hierdie week wat verby is, en vorige week het ek Josef behandel. Weet jy, as ek daai verhaal lees van Josef, hoe die Here dit bewerk, is ongelooflik. Dis nie 'n verhaal wat 'n mens is. Want jy sien, 'n mens skryf 'n verhaal op wat hy dink. Dit het werklik gebeur. God bewerk het, Josef, asof, ek kan sê, kyk, ek nou ons weet dat Josef is 'n tipe van Jesus, die verlosser. En dit wat hy gedoen het, en hoe die Here gemaak het, dat hy verkoop word, en as dood geag, deur sy vader, om Israel te verlos van die hongersnood. En dis wat dit is, en uit hom is Benjamin gebore. En hier kom Paulus en hy sê, ek is uit Benjamin, uit die stam van Benjamin. Uit die Hebreërs. Hy sê wat die wet betref, onrus. So, eintlik kan niemand my iets vra, ek het nie profeseer van die wet sê. Ek het die wet presies gedoen, wat die wet sê. En dan kom hy met die woorde, hier is in Filippense 3. Jy kan dit gaan lees daar hier, want dit is 'n absolute openbaring hoe hy werk op tot waar hy wil wees, Paulus. Hy sê, maar alles het ek as drek beskou. Dit alles. Hy sê as drek. Scofield verwys na dit as rubbish. Ek lees die King James sê, do count them, then don't. Nou jy weet wat dan is. Dis wat die King James sê. Gaan lees dit. Die Amplified. Hy sê rubbish, hy verwys ook na rubbish. Dan verwys hy na refuge. En hy verwys na drags. Ek moet vir jy sê, ek probeer en vir dit nie. Jy weet het, ek dink dis maar direct te verrek. Ek mag verkeerd. Drags, wat sê? Ek weet nie. Ek het probeer soek waar ek kom. Ek lag altyd, want ek sport altyd. En ek vang my vrou na 36 jaar oud. Ek gaan vir jy sê, dan ry ons. Dan sien ons daar 'n advertensie. These chalets is available vir oornag fasiliteit. Dan sê ek, they chalets. As jy sê, nie stop chalets, it's chalets. So ek dink, hierdie is maar net 'n direkte verhaal van die Afrikaans. Krek, rubbish, wat Scofield sê. Hoekom sê Paulus dit? Hy sê, om Christus as wins te verkoop. Dis hoekom ek dit beskou het as niks. Hy kom in Filippense 3. Verder, na dit, 10 tot 13. En hy sê, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding. Jy moet verstaan wat Paulus hier so sê. En die krag van sy opstanding. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Of ek miskien die opstanding uit die dode bewoon. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Nou Paulus praat hierso, maar hier kom die kruks. Hy sê, nie dat ek dit al verkry het nie. Hy erken, ek het dit nie. Die laaste versie sê, broeders, ek reken dat ek dit self gegryp het nie. Brethren, I count not myself to have apprehended. Wat Paulus erken, is net Jesus kom in die dood. Jesus wil hê hier sterf totaal. Maar net hy kom. Hierdie kant van die graf is dit onmoontlik vir iemand. Daarom sê dieselfde Paulus wat Romeine geskryf het.
in Romeine 8 vers 11. Hy sê, as dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek in u en my is, sal daar dieselfde Gees vir u en vir my opwek. Maar is net Jesus wat kon opgewek het in die dode. Paulus erken, hy het alles as reg beskou om Christus te verkry, maar hy soek om hom te ontvang in sy opstandingskrag. En die opstandingskrag is om weer te doen. Daarom is u en ek bevoorreg, want die Here Jesus gesê het, I am the way, the truth and life, dat hy dit vir u en vir my gee. Hierdie kant van die graf alreeds. Wat sê Rick Warren? Hy sê, perfection or passion drives perfection. Wat het Petrus gesê? Petrus sê, maar soos hy, wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewens wandel heilig word. Hy het ook gesê, moet julle wees. Van die begin af, so moet julle word. Is 'n proses. What is the practical conclusion? A Christian does not live in sin, does not excuse sin, does not stop fighting sin, does keep growing in holiness. Dis wat u en ek moet doen. Holiness is not perfection achieved, but direction maintained. Ter opsomming, ons is nie sondeloos volmaak nie, maar ons streef na volmaak. Ons mag dalk stryd, maar ons gee nie op nie. Ons streef na heiligheid, omdat God in ons is. Daarom streef ons na dit. Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig, want ek is heilig. Henry Campbell, hy skryf oor Thomas A. Edison. U weet wie hy is. Hy is die persoon wat die lightbulb ontdek het. Hy sê, I was for 51 years, I worked for him. He said that he went into his study room for 10 days during that period. He locked the door. He only invited me with him inside. So hy skryf wat plaasgevind het. Ja. Hy sê, and I watched him the full 10 days. He said, they only brought him food, opened the door, put the food down, and he ate, and they took him back. For that whole 10 days, he says sometimes he worked continuously on this. He said sometimes he put his head on his desk. En dan val hy in die slaap vir 'n oomblik. En dan word hy wakker, dan gaan hy aan. Hy sê na 10 dae, toe staan hy op. En hy stap uit, en hy stap in die sitkamer in. Hy sê sy vrou, mevrou Edison, sit daar. En hy gaan sit oorkant aan. En hy val so terug op sy bank. En hy raak in die slaap. Hy sê hy het vir ure geslaap. Hy sê tydens daai tyd het hy die lightbulb om. En vandag nog steeds is dit een ek wat hy gedoen. Daai wat hy ontdek het, soveel jare terug. Wat is die boodskap? Die Here Jesus het die lig gekreë vir u en vir my. Want hy is die lig. En wat verwag hy van u en my? Perfection. Hy verwag van u en my om hom te volg, ongeag wat die omstandighede is. Hy verwag van u en my om op daai pad te bring, sonder om af te bring. Nou wat die Here Jesus gesê het. Hy gesê die pad is wyd. Hy sê maar hy staal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Hoe het hy dit gesê? Omdat ons op daai jare weg moet gaan. What is your and my desire this morning? To honor you. That's the words. To honor you. Do your will in me.
Is that our desire? Is that our honest desire? As een ek voor die Here staan vanoggend, wat kan ek erken en sê, Here, ek weet ek het miskien dinge gedoen wat nie moet nie. Ek weet ek is die kind, Here, maar ek kom opnuut geword en ek renew my vow met U. Ek vat die hand opnuut stewiger vanmorgen. Ek gaan die volg, ongeag wat vloek.